Ek is Helgert Jansen van Rensburg wat die voorreg gehad het om van 2014 tot 2017 voorsitter van die Moderamen en dan ook by 2 buitengewone synodes van die synode te kon wees. 'n Tyd waarna ek kan terugkyk met groot dankbaarheid. Die hele tyd was ek my net bewus daarvan gewees dat ek niks meer mag gewees het as maar net 'n instrument in die hand van die Here nie. Dis immers hy wat die hoof van sy kerk is. En ek het maar die hele tyd net besef, my rol was om in afhanklikheid van die Here aan die kerkvergaderings die geleentheid te gee om te hoor wat hy as hoof deur sy woord in Gees sê, sodat die vergaderings dan op die ou end kon sê, die Heilige Gees en ons het besluit. Van die dinge wat ek kan onthou is een van die grootste uitdagings, naamlik om uitvoering te gee aan die Algemene Synode van 2013 se besluite oor die moontlike uitbreiding van die kerkorde artikel 1. Daarmee sou daar voorsiening gemaak word vir die insluiting van die belydenis van Bella as 'n opsionele 4de belydenisskrif. Nou is dit so dat 'n belydeniswysiging is uiteraard nie 'n geringe saak wat sommer net ligtelik hanteer kan word nie. En daarom was daar 'n omslagtige proses waar tydens elke lidmaat, kerkraad, ring, synode en uiteindelik die algemene synode in biddende afhanklikheid van die Here hulle stemme moes uitbring. 'n Proses wat baie noukeurig uitgevoer moes word. Want indien daar enige kerkordelike ongeruimthede sou wees, kon dit baie ernstige gevolge hê. En alhoewel ek my eie standpunt daaroor gehad het ek geglo dat ons vir alle kante kans moet gee om gehoor te word, en dan moes ons doen wat ons kan om die proses ordelik te laat verloop, en dan moes ons net die Here vertrou. En uiteindelik, na baie vergaderings en onder andere 2 buitengewone synodes, is ons ongeskonde deur alles en artikel 1 is onveranderd gelaat. Maar dit het beteken dat almal nie noodwendig hulle sin gekry het nie. En dit was vir my een van die hoogtepunte. Dat ten spyte daarvan, dat almal nie gekry het wat hulle wou hê nie, was daar geen ernstige verdeeldheid of appelle of vreeslike geskille nie. Daar was daarna steeds 'n eenheid in die Vrystaatse kerk. Van die ander hoogtepunte was vir my gewees dat ek kon deel hê aan die onafhanklikheidsvieringe van die Reformed Church in Zambia, in Lusaka, en dan ook die heringebruikneming van die kerk in Tabanshu. Ek dink die kerk staan vandag plaaslik en wêreldwyd voor die uitdaging van die geweldige verdeeldheid en selfs verskeurdheid. En dit is iets wat nie maar net geïgnoreer of selfs weggepraat kan word met mooi woordjies nie. En dit bring my sommer ook by die boodskap wat ek graag vir die Vrystaatse kerk en daarmee vir elke lidmaat en elke kerkvergadering sal wil gee. Die bekende woorde van 2 Timoteus 3 vers 14 en verder. Maar bly jy by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. En daarmee wil ek graag sê, hou net vas aan die skrif. Sola scriptura. Niks minder, maar ook niks meer nie. In my gebed vir die Vrystaatse kerk is, mag elke optrede, elke besluit slegs gegrond wees op en in ooreenstemming wees met die woord van die Here. Want slegs binne die ruimte van die waarhede van sy woord, soos geleer en uitgedruk in die formuliere van eenheid, sal daar werklik eenheid in die kerk van die Here kan wees. Die eenheid waarvoor die Here Jesus gebid het, toe hy vir sy volgelinge en vir sy kerk gebid het.